vir die menere daar buite en vir die juffrouens. As die kinders na julle toe kom, luister wat die kinders vir julle sê. Sy is aan die meneer, sy is die kind se ouer. As die kind nie ook sê, meneer, iemand dreig my, julle wil my seemaak, dan moet sy mos sommer uitspring. Ek dink is tyd dat ons verseker moet maak, dat ons maak nie sulke menere en juffrouens op die skool hê. As sy sê, sy wil net 'n juffrou is because is 'n job, dan moet sy haar job los. Sy moet 'n passie hê vir die kinders, sy moet 'n passie hê vir wat sy doen. En ons wil vir ons mense daar buite sê, ons is een. En ons gaan die ding fight soos een. Nie net omdat dit nou hierdie leier is nie, maar omdat daar nog 'n klomp ander leerders is wat geboelie word, dit kom maar net nie uit nie. You know? So ons sal vir julle op hoogte van sake hou, mense, soos ons sê, die wat vir ons wil support by Dinsdag. Ons gaan na Wiesbury skool van 8:00 af. Kom join maar vir ons, because nou ons doen dit nie vir ons, ons doen dit vir ons kinders. My kind brutally aangerand by die skool, man. Verstaan, ja. Die dag toe hulle van aangerand toe, was ek geïnformeerd dat ek met school toe kom. En kon kyk hoe lyk my kind. Toe ek hier kom, is my kind baie lelik aangerand. Daar was knopen en bruises op sy lyf gewees. Ek het hom hier van die school af sterk gevat, daghospitaal toe. Ons het die hele nacht hier gemaakt by die daghospitaal. Ek het sy uit die uitvorm gekry, ek het daar vanaf. Ek het gegaan politiestasie toe. Ek het 'n klag gelê, politieklag. Verstaan? En ek het ter school toegekom, ek uitvind wat die school gaan maak met die situasie. Tot nou nog toe het ek die regte antwoord by die school gekry nie. En by die politiestasie dieselfde. Daai kant ook, ek het nog nooit die regte antwoord gekry nie. Of hulle die mannetjie gearresteer het, of hulle by sy adres uitgekom het of enig iets anders nie. Verstaan? Ons die soos is baie seer. Dus my kind seer is, soos ek ook baie seer. En die sit sy ma ook. Dit gebeur eintlik die 3 September, eerste pauze hier by die school. Ons is nou weer vandag hier by die school. Ons is eintlik weer vandag hier by die school. Ons is eintlik uitvind, wat is die uitkomst? Wat staan ons te doen nou? Want ons het nog niks antwoorde gekry van die school af, of van die SAPS af. En die kinders, wat my kind aangerand het, en partyk gewees het in die baklei, hulle is nog altyd op die school, maar my kind leef by die huis. Want hy voel bedreig om weer school toe te kom, die kinders wat nog altyd op die school is. Ek voel dat hulle eintlik ook van die school af moet gesit raak, man. En die hoof van die school het nog nooit even vir ons kom sien of vir ons kom verra hoe ons voel oor die mette van my seun nie. Goeiedag sê, dit is ek Join Kloete hier, chairperson van Ward 116 for the One Nation Alliance under the strong and stable leadership of His Excellency, our President Dwayne Mercy Jacobs. Ek is hier vandag in Mfuleni se polisiestasie. Guys, bullying is besig om hand uit te ruk. As dit nie gister is, as dit vandag of môre. Soos julle weet op social media, Facebook,
Twitter, Instagram, TikTok, bullying is besig om ver te sprei op die skole. Vandag was ons by die skool Silversand High. 'n Leerder was geboelie. Het was op social media 'n maand gelede. Hy het 'n gat in sy long. Die skool het nie respond terug na die ouers toe nie. Hierdie kind is vir 'n maand by die huis. Die boelies was nie met gedeel nie. Weereens, die prinsipaal het gefail. Die teachers het gefail. Die governing body het gefail. Ons is vandag hier by die polisiestasie, net om te hoor, dit was op die system gesit, afgehaal, sonder die parents se permission of so knowledge, hulle het dit weer opgesit. Tot op die polisie het ons kinders gefail. Die government stel nie belang oor jou kind nie. Die One Nation Alliance is vandag hier om 'n beroep te doen op alle ander political parties. Ons gaan volgende week en Dinsdag weer by Silversand High se skool wees. Maar die One Nation Alliance doen 'n beroep op alle political parties in Suid-Afrika om saam met ons te wees 9 o'clock by Silversand High. Die prinsipaal het aan ons beloof, daardie kinders gaan vandag geskort word. Die vraag is, hoeveel waarheid is daarin? Daarom doen ons die beroep. Maak nie saak wat 'n political party jy is. Kom ons gaan almal by mekaar en ons gaan in ons messes en ons gaan vra wat gaan word van die bullying. Elke boelie op die skool moet by maandag geskort word. Vandag was dit iemand anders se kind, môre is dit jou kind. Ek wil oorgee aan die president van die One Nation Alliance, the Right Honorable His Excellency President Mercy Jacobs. So greetings to our masses and greetings to our people within South Africa. Ja mense, ons is vandag hier, ons is nou by Mufuleni, ons is by die polisiestasie. I was accompanied obviously by the youth and obviously the parents, and I think the most important thing for us here at the police station is to speak to the investigating officer, to ask them, how far did you go with this investigation? Because remember, at the end of the day, the bullies are still on the school, right? Now, as ons kyk, hy was gedreig, hy was aangerand, en as ons kyk op die manier hoe hulle vir hom aangerand het, hy is mos om iemand ernstig te beseer, man. Kyk, sy ribbes het seker sy long seer gemaak, because nou het hy 'n probleem. As ons kyk by sulke gevalle en ons kyk sake soos daai, ons kom ons uit daai uit, dan is daai 'n geval waar hulle hom wel ernstig beseer het. Nou as dit leerders is op die skool en hulle doen sulke dinge, wat doen die leiers by die huis, man? Wat doen die leiers in hulle vrye tyd as hulle nie by die skool is nie? As hulle 'n leerder op die skool sou kan aanrand, dan deel ons met 'n gevaar hierso. As hy mense kan dreig, I mean, sy backup buite. Ons ken mos, ons kom ons uit hier. Dis aan die Cape Flats. So as hulle die man kan dreig buite, dan het hulle backup buite, familie, somebody is gangsters. Die school is supposed om te investigate. Hoe kan sulke leerders nou nog op die school is? Maar die victim is by die huis. Hy is al 'n maand by die huis. Hy voel nie om skool toe te gaan nie, because obviously voel hy threatened. Ek sal nie my kind soos hy skool toe stuur nie, maar ek sal ook nie laat sulke dinge gebeur nie. Maar as ons kyk na ons ouers, dan kan ons mos sien, these mense, hulle lewe 'n baie subtle lifestyle. Hulle is Rastafarian mos. Hulle is Rastafari. Which means hulle is mense wat humble is. Hulle gaan nie beklei nie. Die brother het gegaan en almal sy mense by mekaar gemaak en gegaan by die skool en gesê, kyk jy wie's die nie. He trusted the school. He trusted the police station. He trusted the principal. He trusted the governing body, because when he sends his son out of the home to school, daar raak die onderwysers by die skool, raak mos nou die kind se ouer mos, man. Remember, by die huis spend sy maar miskien 2-3 ure met jou kind. Die onderwyser spend hoeveel ure met jou? So die onderwyser moet vir jou mos onderhou, wens wat sy's my kind vir die tyd wanneer sy by die skool is. En wanneer enige iets met jou gebeur by die skool, dan moet ek die verantwoordelikheid vat as die juffrou. Maar nou sit al 'n maand, die kinders by die huis, hulle is eers ge-worried oor die kind, hè? Right? Daar's absolutely niks wat gebeur met die saakie. Die 4 bullies is nog altyd by die skool. Net die een was weggestuur van die skool af. Maar het die ene wat die mense, jou kind is my kind is jou kind. Vandag het dit met hom gebeur, môre is dit jou kind. So as daar bullies op die skool is, die bullies moet af van die skool af. Almal die bullies moet af van die skool af. So die prinsipaal het nou vir ons verduidelik, want ons het vir gesê, ons kan kom in die messes nou. Wat sy het vir ons verduidelik, hulle kry vandag hulle briewe, is dit reg?
Hulle kry vandag hulle briewe, so hulle word vandag afgesit van die skool af. Maandag moet hulle by die skool is met hulle ouers. Dinsdag is ons by die skool want ons soek 'n antwoord. Hierdie klong moet eksamen skryf. Hy kan nie eksamen skryf as hy voel hy gaan gedreig word nie. Môre gaan die kind skool toe, dink as ons alright, dan skiet hulle die laaitie dood. Dit werk nie so nie. Bullies moet af van die skool afgesit word. Die ouers moet tevrede voel as hulle kinders gestuur word na die skool toe, because ons stuur ons kinders na 'n plek toe wat ons weet, hulle word geleer daar, en daar's onderwysers wat vir hulle gaan vat soos hulle ouers. So, ons het vir die principaal gesê, ons het vir Mr. Buba gesê, ons het vir almal van hulle gesê wat daar was, even die deputy principal. This is something that you need to investigate ASAP, because julle deal hier moet gevaarlike laities op die skool. Julle moet kyk, hy laities sit nog maklik met guns en goedes op hulle sakke. Verstaan? Messe en goedes het hulle daar so, because hulle kan dreig. Anders dan is so nie, ons verstaan hoe werk het op onze skole. Daar is die psychiatrists, daar is die social workers, daar is niks daar op die skool wat regtig die kinders se backgrounds checkie. So sy weet nie wat die kinders dit is wat sy deel met die skool, maar almal is saam. So ons trust dat die Moustyf ons gaan guide. Dinsdag as ons terugkom en sal ons weet die skool het gedeel met dit of ons sal moet deel met die skool. Het is mos baie simpel. As jy 'n hoof is van 'n skool, kyk jy, dis die kop van my liggaam. My kop moet my liggaam reg beheer. As jy die hoof is van die skool, as jy nie die skool reg kan beheer nie, dan moet ons 'n ander hoof daar so sit. As die governing body nie reg is, dan moet ons 'n ander governing body daar so sit. Wat kan weet hoe om te deel, because jou kind is my kind en my kind is jou kind. Nou, gaan dit ook nie net oor ons nie. Ons moet vir die ouers vra, hoe voel die ouers die kind is nou onder die hospitaal? Daai mense daar so, die ouers gaan uitkom nou en sê, maar okay, ons gaat nou betaal vir sy medical dingese en allemaal die goedes, daar is niks soos hy nie. Ons wil weet waarvan af heen toe vorentoe. Die ouers moet vorentoe kom en hulle moet sê, because nou raak het nie net 'n burden vir hulle in terms van, hulle moet hulle kind skool toe stuur en hy word gedreig nie, maar hulle het ook nou medical fondse wat hulle nou moet uitgee vir hierdie kind gaan nou onder die hospitaal is. Wie sê hierdie kind gaat eendag 'n regte job kry as gevolg van sy gesondheid? Ons moet deel met dit in 'n way wat sy sê, okay, as daai gebeur met die een kind, almal van die kinders af, en julle wat ouers is, julle moet dan nou deel met julle kinders. Kos, hoekom is jou kind te boelie? Wat slaat sy jou man? Slaat die pa die ma, slaat die ma die pa, slaat die sien miskien die wat sien die kind in die huis, man? Wat maak dat hy 'n boelie is by die skool, want het begin mos by die huis. So, het was important vir ons leiers, ek is baie dankbaar dat julle uitgereik het na ons toe, en ek is ook bly dat ons daarom daar vir julle kan is. Hulle sê, it's the simple things in life wat ons vergiet. En hy simpel dinge is, wanneer ons daar is vir mekaar. Ek nie die vir jou 'n miljoen te gee nie, ek nie die vir jou 'n huis te gee nie, wat solank ek vir jou wys, ek staan saam met jou, dat is wat belangrik is. Nou, hoe voel u as ouer leier? Ja, geseën president, dankie vir die geleentheid, dat ek self iets kan sê, ja. Eerstens wil ek ook sê dat, ja, ek is baie teleurgestel vir hoe die skool die situasie gehanteer het, ja. En dat my kind is jou kind, man, is waar wat die president sê, man. Verstaan, ja, injury to one is an injury to all, man. En nou is my kind, man. Ek voel baie seer wat my kind gebeur het. En eerstens het ek my kind in die oggend, het ek kom gesond, heeltemal skool toe gestuur, mooi ordentlik, het hy skool toe gegaan. Maar toe ek die middag my kind by die skool gehad, al die 3 September, dus my kind baie lelik aangerand. Sy gesig is dik opgeswel, het 'n knop in sy kop, sy haar is uitgeruk. Verstaan, sy liggaam is seer geskop en getrap, verstaan, ja, is baie seer vir eie en hy as 'n huisgesin, om die kinders ook, want die klein beroetsies in die huis, voel ek seer om hulle ou boeta so te sien, verstaan, so ja, wat ons hier gaan is baie, hoe kan ek sê, strategic, ja, is seer, man, en wat van nou en ook eindelijk seer is, as eindelijk sy inne is meer seer as sy oute, verstaan, en ek voel het saam in my seer, man, ja, en vandag wil ek sê is vandag my kind, en morgen is het jou kind, man. So laat ons saam staan, man, in die battle, om die bullying te stop, man. Verstaan? Ja, Kooswaai, die kinders wat my kind geslaan het, van hulle is nog altyd op die school. Verstaan? En ek voel, die mette was hier met rechtvaardigheid gehanteer. En ek vraag eindelijk, dat daar justice moet geskied. En vandag is ons by die politiestasie ook, om weer uit te komen van hoe ver die zaak gekomen. Want ik heb een criminal case gekomen bij die politiestatie. Dat is een maand terug en daar heeft nog niks gebeurd van die zaak. Verstaan? En ik heb nou met die kolonel gepraat. Hij heeft mij gezegd dat hij gaat nou proberen om die stap verder te vatten. En uit te vinden hoe kom die zaak nog aan die rol is. En ik zeg baie dankie voor die uitkomst van die One Nation Alliance.
Ek is baie dankbaar vir julle wat vir ons kom assist het. En julle assistance is baie geapprecieer. Niks gaan ongesien verby nie. En hy sien wat julle doen en wat julle beteken vir INI. Baie dankie. Dis my vrou. Wil die suster miskien iets sê? Wees so groet elkeen. Ek is vandag baie ontevredene ouer. Ek is baie ontevrede vir hoe die systeem vir ons gefail het. Ons is onder die systeem, maar die systeem het nou vir ons gefail. Die skool het ons gefail. My kind is geboelie en hy gaan trauma deur en die skool stel nie belang om aan my deur te kom klop of te bel en te vra hoe gaan dit met my seun nie. Die SAPS het ons ook gefail. Ons is nou ook hier om te wil weet wat gaan van die saak word. Ons het nou gesien die saak was toegemaak en is nou weer oopgemaak. Wat is daai? Ons het niks gehoor van hulle, niks. Ek is ontevrede en ek soek justice vir my kind. Ek soek justice vir al die kinders wat so geboelie raak, want dit moet nou stop. Dankie. Ja, en ek dink voordat ons verder gaan, wat baie belangrik is, ek wil net hê die jong man, soos hy my vanoggend vertel het, sê gou net vir ons wat het gebeur by die skool, asseblief my king. Greetings to one and all. Die seuns het ingekom in die klas waar ons gewees het en die kinders het vir hulle gesê hulle moet uitgaan en hulle het nie geluister nie. Die onderwyser het ook vir hulle gesê hulle moet uitgaan, hulle het ook nie geluister nie. En toe ek opstaan en vir hulle sê gaan uit, toe sien ek hulle luister vir my, maar die een het stram getrek en hy het vir my begin vloek. En so het ek gegaan na hom toe en vir hom gekonfront en vir hom gevra hoe vloek hy vir my en toe vra hy vir my, jy, wat wil jy maak en goede? En toe sê die juffrou vir my, ek moet vir hom los en ek moet net huis toe gaan. En soos ek huis toe gegaan het ek die next dag toe ek skool toe kom, het hy vir my gevra, hoekom het ek huis toe geloop? Ek is bang. Toe sê ek, kom ek is nie bang, ek hou net nie van beklei nie. En toe sê hy vir my dat hy gaan nie vir my uitlos nie. Hy gaan nog steeds vir my na skool kry. Toe sê ek vir hom, kom ons so dinge pauze uit. En toe pauze kom en toe gaan ek uit. En toe sê hy vir my, kom, hy sê nou. En toe trek hy sy kleren uit. En toe die seuns wat samen gewees het gesê dat ek moet nie beklei nie. En hulle het vir hom ook gesê dat los die dinge van is op die skool. En hy wil nie geluister het nie. Hy het gekom toe by my en het my hare getrek en my begin skop en trap. Hy so het gebeur het. En toe sy nou mooi kyk, was het mos ook net hy nie, want ons het die video gekyk en ons het gesien dat daar 'n paar manne wat vir jou aangerand het. So, sy agree met ons dat het was nie net hy gewees het, dat het was 'n paar van hulle wat jou aangerand het. En hy sê ook dat die seuns wat saam hom in die klas gewees het, was die seuns wat saam hom op die veld gewees het, wat saam my beklei het. Dit was die seuns wat in die klas gewees het, wat met my beklei het op die veld. Op die veld, saam geskop en trap het. En toe jou vriend wil keer? En toe my vriend wil keer en toe sê hulle vir hom, as hy gaat keer, dan gaan hy sien. En toe hy teruggestaan en hy het niks gedoen, hy het net gestaan en kyk. Ons is hier vir jou, my brother, man. Ons is hier vir jou. Nie net die feit dat sy 'n rasta man is, ons staan vir almal die kinders wat geboelie word, you know? En ons wil maar net vir jou sê, ons gaan deel met dit in 'n way wat daar gedeel gaan word met hulle ook, my king. Because at the end of the day, is verkeerd wat hulle gedoen het. En 'n injury to one is 'n injury to all. So hulle het nie net vir jou seer gemaak nie, hulle het nie net jou ouers seer gemaak nie, hulle het vir almal van ons seer gemaak. En vir daai rede gaan ons almal saam met jou staan om verseker te maak dat justice geserve word. Sy het mos niks verkeerd aan hulle gedoen nie. Sy het hulle nie aangerand nie. Sy het hulle nie gedreig nie. Sy het maar net gesê, manne moet nie so aangaan in die klasie en hulle het nog gevoel hulle wil vir jou dreig. Hoeveel ander kinders dreig hulle nie so op die skool nie. Die skool moet begin investigate. Police moet van die skool afkom. Nou wanneer sy miskien vir die meneer of vir iemand gesê voordat die beklei uitge... Ja, die dag wat hy vir my konfront het om kom ek weggeloop het. Dus toe gaan sê ek die meneer dat ek is 'n seun op die skool wat met my beklei het en my meneer het net gesê okay, hy gaan nou die met die adres. En so het ek my pa ook gemessage en my pa het nog nie reply nie. En na die fight en toe
sien ek ook hier is my pa en So sy het eintlik vir jou meneer gesê voor die beklei uitgebreek het sy vir jou meneer gesê want die klomp het jou wil beklei. voor die beklei ja. Okay. Vir die menere daar buite en vir die vrouens. As die kinders na julle toe kom, luister wat die kinders vir julle sê. Sy is aan die meneer, sy is die kind se ouer. As die kind nie ook sê meneer, iemand dreig my, julle wil my seemaak, dan moet sy mos sommer uitspring. Ek dink is tyd dat ons verseker moet maak dat ons maak nie sulke maniere en vir ons op die skool hê. As sy sê sy wil net 'n juffrou as because is 'n job, dan moet sy daai job los. Sy moet 'n passie hê vir die kinders, sy moet 'n passie hê vir wat sy doen. En ons wil vir ons mense daar buite sê, ons is een en ons gaan die ding fight soos een. Nie net omdat dit nou hierdie leier is nie, maar omdat daar nog 'n klomp ander leerders is wat geboelie word, dit kom maar net nie uit nie. You know? So ons sal vir julle op hoogte van sake om mense soos ons sê, die wat vir ons wil support by Dinsdag. Ons gaan na Wiesbury skool van 8 o'clock af. Kom join maar vir ons because nou ons doen dit nie vir ons, ons doen dit vir ons kinders.